Ek wil vanoggend praat. Ek gaan so miskien nou en dan staan en maar gaan meer sit. So die einde van die maand sal ek begin meer staan en so aan. Maar dit maak nou nie saak vanoggend nie. Ek wil praat van hoe moet ons na God toe kom? Hoe kom ek en jy na die Here toe? En die woord van die Here is baie duidelik om te sê hoe moet ons na die Here Jesus toe kom? Na God toe kom. Want ek dink baie keer dan wil ons net inval en demands maak op aan God om te sê Here, maar ek het dit nou nodig, ek het dit nou nodig, ek het dit nou nodig en ek dit nou nodig. En die woord van die Here sê vir ons baie duidelik, hoe kry ons deurbrake in ons lewens? Amen. Wie soek 'n deurbraak in sy lewe? Ons almal. En die woord van die Here is so duidelik wat hy vir ons sê, maar hoe moet ons kom na God toe? Hoe moet ons kom om die deurbraak te kry? Wat moet ons doen om die deurbraak te kry? En ek gaan vanoggend wat die Here op my hart gesit het, gaan ek praat. So as jy wil kwaad word, moenie vir my kwaad word nie, word vir die Here kwaad. Amen. En as ek so kyk nou vanoggend na die min mense wat hier is, dan dink ek vir myself, dis hoekom ons as kinders van die Here eintlik baie pateties is. Ons het nie krag nie. Die Here het die krag, maar ons het nie die krag nie. Hoekom? Want die Here kom en hy sê, wanneer jy na my toe kom, en jy kom die regte manier na my toe, dan ontvang jy my krag. Dan ontvang jy dit wat ek vir jou het. Dit wat ek jou geanoint het, was soos in die laas gepraat oor die anointing. Dit waarmee ek jou geanoint het, die calling wat ek jou gekol het, dit wat ek jou wil hê wat jy moet doen. En Jesaja 61 sê dit gelees. Hy sê, I anointed you. Om wat te doen? Is jy die anointed van God? Amen, steek jou hand op. As jy anointed van God het, dan gaan jy 'n verhouding, hou jou hand daar. As jy anointed is, dan gaan jy 'n verhouding met die Here Jesus hê. En die Here gaan vir jou en my gebruik om sy bene, sy mond en om te verdedig of om te verkondig op die aarde. Maar as 'n manier wat ek en jy dit moet doen. En as ons gaan kyk en ek gaan Pastoor Susan vra hom, dan hierdie een gaan ons in Engels lees, want in Afrikaans het hy vir my so de mekaar gemaak, ek weet nie wat hy eintlik sê nie. So gaan lees ek hom in die Engelse Bybel, en hy maak vir my baie meer sin, en dan gaan ek bietjie uitbrei op hom. Mense, en ek wil hoor, ek wil hê vanoggend moet jy verstaan, wat beteken 'n gate? Wat die Here sê, jy moet deur die gate kom, in my teenwoordigheid. En 'n hek, vandag, as jy 'n hek in jou, ons het nie 'n hek hierso by die kerk nie. So enigeen kan in en uit loop. Maar wanneer jy 'n hek het in jou yard of in jou erf, is nie enigeen wat kan in en uit loop nie. Jy moet kan oopmaak vir hom. Amen. Jy moet die hek kan oopmaak vir hom. As jy nie die hek oopmaak nie, kan hy nie inkom nie. Hoor mooi vanoggend. Wanneer die hek nie oopgemaak word deur die ou wat die hek beheer nie, dan kan jy nie inkom nie. En God kom dieselfde. En hy kom en hy praat hierso in Psalm 100 vers 4. En hoor wat sê hy? Hoor mooi wat sê hy vanoggend. Ek en jy moet dit verstaan en ons moet dit begin in ons harte kry. Ons kan nie net maak wat ons wil en demand soos ons wil nie. Ons moet 'n verhouding met God hê. En dan sal ons die wil van God wil laat toepas in ons lewens. Die wil van God sal ons wil hê, Here, gebruik my om u wil te doen. Amen. Maar dan moet goed gebeur voordat die Here my en jou kan laat toelaat om in te kom. En hoe
gaan hy ons toelaat om in te kom met opregtheid. En hoor wat sê Psalm 100 vers 4. Enter into his gates with thanksgiving and a thank offering, and into his courts with praise. Be thankful and say to him, bless and affectionately praise his name. Weet julle wat bedoel affectionately? Praat ek met myself nou? Verduidelik hom. Affectionately. To be affectionately is to show love, to show consideration, compassion, kindness, mercy. That is to affectionately show that you like them. Hy sê, so enter into his gates with thanksgiving and thank offer, and into his courts with praise. Hy sê, kom na die Here toe, nie om te vra nie, om te gee. Kom in sy teenwoordigheid, om vanoggend jou dankbaarheid te gee aan hom. Kom vanoggend om hom te worship, en te prys. Jy sien, hy sê, come into his gate, en jy kan nie deur die gate gaan, as jy nie 'n verhouding met God het nie. Amen? As 'n ou jou knoppie druk by jou huis, en jy ken hom nie, dan maak jy nie die hek oop nie. Amen? Jy vra wie's dit, en as hy nie antwoord nie, dan maak jy nie die hek oop, wel, dis so ek het doen. Want jy kan nie sommer net die hek oopmaak en enigeen kom in nie. En dis hoekom hy sê, enter into his gates with thanksgiving. En hy sê vir ons, hoe moet ons in God se hek inbeweeg, in sy teenwoordigheid in die allerhoogste in te beweeg, is met thanksgiving. Thanksgiving is nie geld nie, mense. Jy moet my mooi verstaan vanoggend. Thanksgiving is om God te dank vir dit wat hy vir jou en my doen, vir dit wat hy is in ons lewens, vir dit wat hy doen vir ons huisgesin, vir dit wat hy doen vir die mense waarvoor ons lief is. Kom in sy teenwoordigheid om te sê, Here, U is almagtig, U is groot, daar's niemand soos U nie. Here, ek aanbid U met gees en waarheid. Here, ek is nie vandag hier om mense te impress en my hande op te lig, wanneer hy sê, lig jou hande op nie. Maar ek is hier vandag, Here, om die stem te hoor, om die hartklop te hoor, om die liefde te ervaar vir wie U is. En vir U dankie te sê, Here, dit wat U vir my beteken. Thanksgiving. Hy sê thanksgiving en thanks offering. Jouself op te offer. Here, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor U. Ek wil net vanoggend kom, Here, en sê, ons kan nie sonder U nie, Here. Ons wil nie sonder U nie. Ek kom en ek lê my familie vanoggend voor U voete neer. Here, al dien hulle U nie, Here, ek kom vanoggend in U teenwoordigheid in. En dan gaan julle nou lees, hoeveel powerful is ek en jy, wanneer ons met thanksgiving inkom, in die courts, in die hek, deur die hek. Ons kan net deur die hek gaan, mense. Jy kan nie oor die draad klim nie. Om in God se teenwoordigheid in te kom, is jy kom deur die hek, deur die regte manier, thanksgiving, om God eer te gee, om te erken wie hy is, en wat hy is. Hy is die Alfa, en hy is die Omega. En daar is niemand, Here, soos U nie. Dan beweeg jy deur die hek in die allerhoogste in. As jy nie deur die hek is nie, dan staan jy nog buite. En wat bedoel dit wanneer jy buite staan?
Wat bedoel dit? Ek wil dit vanoggend vir julle verduidelik. Travis, jy kom hierso. Kom, ek kan nie lank staan nie, hoor. Hier's 'n hek en ek en hy staan hierso voor die hek. Ons is twee. As ek nie 'n verhouding met God het nie, gaan die hek vir my toe bly. Ek staan nog waar? In die wêreld. Ek is nog die kant van die hek. Ek is nog nie in die Allerhoogste nie. Ek staan nog steeds in die wêreldse situasie. En hy begin God prys en worship. En hy sê, Here, daar's niemand soos U nie. Here, ek kom vanoggend en ek gee my hart weer vir U, Here. Ek wil net vanoggend sê, Here, ek is lief vir U, Here. En hy begin die Here loof en prys. En die hek gaan oop en hy gaan in die teenwoordigheid van God. Maar ek kan dit nie ingaan nie. Ek kan nie ingaan omdat hy die Here loof en prys nie. Ek staan nog steeds in die wêreld. Ek het nog steeds twee minds, of my kop is nog steeds in twee minds. Ek sit vanoggend hier in die kerk, maar my gedagte is by die huis. Jy gaan nêrens heen beweeg nie. Jy gaan sit waar jy sit. Jy gaan staan waar jy sit. Want hy sê, kom in my teenwoordigheid in, met thanksgiving. En dis die enigste manier hoe ek en jy in God se teenwoordigheid kan kom, is om deur die hek te gaan, in sy teenwoordigheid, in sy Allerhoogste. Amen. Hou op Mountain Crown, ja. Sê Here, ons kom altyd na die Here toe. Here, dankie dat ons net aan toe kan kom, maar Here, weet jy wat? Ek het dit nodig, 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 ek het dit nodig. In plaas van Here, al wat ek nodig het is U. Al wat ek in my huis nodig het, is U, Here, U teenwoordigheid. Ons wil net by U voete sit. Ons wil net U stem hoor. Ons wil net U hande om ons U hande laat het om ons vou, sodat ons U hartklop kan hoor. Amen. Ek dink as jy onthou as jy 'n kleintjie het, 'n kind. Partykeer wil net by jou kom sit en hulle druk hulle bors of hulle kop teen jou bors. Ek dink, wow. Hulle wil net bietjie jou voel, hulle wil net bietjie jou ervaar. Hulle wil net affection, ja. Hulle wil net daai liefde, daai vrede en tevredenheid en jou goedkeuring. En dis wat ons nodig het, God se goedkeuring. Dat God sê, weet jy wat, well done, Koos. Ons kom in deur die gates en God kyk nie altyd net na wat ons fout doen nie, mense. Ons moet ons foute regmaak, maar hy sê kom in die gates, kom in my teenwoordigheid met thanksgiving, met opgewondenheid, met tevredenheid. Het julle gesien wat doen hulle deesdae? Of nie net deesdae nie, laat wel as 'n kleintjie gebore is, dan trek die pa sy hemp uit en hy sit die kind teen sy vel. Is om te bond. Het julle dit gesien al? Het julle dit gesien? Ek praat maar ek hoor niks nie. Yes. Dis om daai bonding te laat plaasvind tussen pa en seun of ma en dogter of ma en seun of pa en dogter is om te ervaar, maar ek kan ervaar hier is my pa van kleins af. Hy's nou net gebore of sy's nou net gebore, maar daai tevredenheid, daai wat hulle teen mekaar is 'n bond wat vorm al klaar op daai ouderdom. En dis wat ek en jy moet doen, is wanneer ek en jy deur die hek gaan, wanneer ek en jy na God toe beweeg, dat ons daai bond kan hê om te sê, Here, ek wil net die hartklop hoor. Ek wil net naby U woord. Ek wil net U prys, ek wil net U worship. Ek wil nie net mou nie, maar ek wil kom met 'n dankbaar hart in my vandag. Amen. En mense, jy sal sien, verander die omstandighede in my en jou lewe. As ek en jy nie deur die hek is nie, dan is ons die kant van die hek. En hoor mooi, daai kant is God in die Allerhoogste, en hierdie kant is nog steeds deel van die wêreld. Want ek is nie deurgebreek nie. Ek sit in die kerk, maar terwyl die woord gebring word, dan dink ek aan al die ander goed. Ek hoor niks wat die Here sê nie. Hierdie is nie my woord nie, hierdie is die Here se woord.
Ek bring dit net vanoggend. En ek praat met myself vanoggend. En wanneer die Here praat, dan moet ons luister. Want ek en jy kan dit mis. En wanneer ons dit mis, dan verloor ons. Amen. So wanneer ek en jy in die teenwoordigheid van God kom, dan moet ons met thanksgiving kom en opgewondenheid en tevredenheid wat ons het. En jy sal sien wat doen God vir my en jou. Amen. Handeling 16 vers 25 tot 31. En hierdie is Paulus en Silas. Hy sê hierso, en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid. Wat het hulle gedoen? Gebid. Onthou julle waar was hulle? Hulle was in die tronk. Onthou julle was in die tronk gegooi. En hy sê in middernag en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing en die gevangenes het na hulle geluister en die gevangenes, die wagte het na hulle geluister. Hoor mooi wat sê hy. En omtrent middernag het hulle begin bid. Begin God loof en prys. En die omstandighede waar hulle was, binne in die tronk het hulle gesit. Maar hulle het nog steeds God geloof en prys. Hulle het nog steeds God aanbid. Hulle het nog steeds gesê, God, jy is almagtig en jy is awesome en jy is in beheer. Jy sien, hulle het nie na die tronk, die situasie gekyk nie. Hulle het na God gekyk en gesê, Here, U is in beheer. Waar ons nou sit, is net 'n klein rukkie, maar U is in beheer. Amen. Dit wat jy deurgaan, sê vir jouself, dit wat ek deurgaan, is net 'n klein rukkie. God, jy weet wat het jy vir my, die beste. Amen. Ek is die enigste een wat gaan ontvang, want ek is die enigste een wat ek hoor. Sê vir jouself, dit wat ek deurgaan, is net 'n kort rukkie. En hy sê so, hulle gebid en lofliede tot eer van God gesing, tot eer van God gesing. Hulle het God tot eer van God hulle het God geëer, nie omdat hulle in die tronk is, hulle het God geëer vir wie hy is. Vir wie God is. En die gevangenes het na hulle geluister. Jy sien, wanneer jy tot eer van God sing, kan dit nie anders te laat die mense begin luister, want die anointing van God was so almagtig en so powerful in daai oomblik, toe hulle begin God aanbid en hom begin sing tot eer van sy naam. Want jy sien, ek dink dat engele begin saam sing terwyl hulle in die gevangenis was en die stemme was so fantasties en die anointing was so groot dat hierdie wagte self kon nie anderste om net te geluister het nie. Want die anointing van God is powerful. Amen. En die wagte het begin luister na hoe hulle sing en God prys en worship. En skielik kom daar 'n groot aardbewing. En wat is 'n aardbewing? Die hele wêreld bewe as 'n aardbewing is. Dis hoe ons dit ken. Maar hoor mooi wat het hier gebeur. Dan weet ons dis God. Geluister en skielik kom daar 'n groot aardbewing sodat die fondamente van die gevangenis geskit het. En hier's die ding van die gevangenis. Daar waar hulle was, die areaatjie waar hulle was, het God gekom en hy die fondasie geskit en die aardbewing gestuur en nie die hele plek waar hulle was nie, net in die gevangenis. Presies duidelik kan ek en jy nie kry nie. Die situasie waar ek en jy is, het God gekom en hy het geskit. Die omstandighede waar ek en jy is, hy het gekom en hy het dit geskit. Toe die fundamente van die gevangenis geskit het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan. Jy sien, wanneer God werk, dan is dit onmiddellik.
Nie miskien oor 'n maand of miskien oor 2 maande en miskien en hy het gesing en nog eer. Hoekom het dit dadelik gebeur? Want hulle het deur die hek gekom, hulle het na God gekom en die omstandighede het nie in hulle kop gewees om te sê ek's in 'n tronk of hierdie ou het my nie gegroet nie. Ek is kwaad vir hom en al hierdie nonsens wat ons mee besig hou. Paulus, hulle het geweet waaroor gaan dit. Hulle het God geëer en geloof en aanbid en God het dadelik gekom en 'n plan gemaak. Hy het die gevangenes se fondasie geskit en het onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeye, hoe val 'n boei van 'n aardbewing af? God moes hulle afruk. God het hulle oopgesluit. Maak nie saak hoe nie, dit het van hulle hande afgeval. Nie hulle het dit afgehaal nie, mense hoor mooi wat sê die woord. Ons lees die woord baie keer nie lekker dat ons verstaan nie. Hulle het dit nie afgehaal nie, dit het afgeval. Die omstandighede gaan jy nie moet losruk nie, dit gaan sommer van jou wegvlug. Amen. Wanneer ek en jy God aanbid in gees en waarheid, en hy kom en hy sê aanbid my in gees en waarheid. Nie al halfhartig nie. En hy sê hierso, al die deure oopgegaan en die boeye van hulle almal het los geraak. Vers 27. En die tronkbewaarder het wakker geword en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard getrek en wou homself om die lewe bring. Hoekom? Dit was Romeinse soldate. As hulle daardie iets verloor het, 'n gevangene verloor het of wat ook al, is hulle almal doodgemaak. Net daar waar hulle is. So ons moet die geskiedenis ken, hoe dit daai tyd was. So daai ouens het nie sommer net mense laat verloor of uitkom of wat ook al nie, want hulle weet, hulle word doodgemaak. En hierdie ou wou homself doodmaak, want hy het geweet, dit gaan die uitkoms wees van hom. Die Romeine gaan hom doodmaak. Want hy het opgeslip. Hy het nie sy werk heeltemal gedoen nie. Maar hoor wat doen God? Getrek en wou homself om die lewe bring, in die mening dat die gevangenes ontvlug het. Met ander het gedog, almal het weggehardloop. Al die gevangenes is weg, want die deure staan oop. Maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê, moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. Dink myself, Paulus, is jy stupid? As ek in die tronk is en die deur gaan oop, hardloop ek. Ek bly nie hier nie. Maar jy sien, God het 'n groot prentjie hier gehad. Paulus het God se stem gehoor. Dit gaan oor 'n groot prentjie vir God, as net oor Paulus. Ons baie keer die groot prentjie sien. Baie keer is ons in omstandighede sodat God se grootheid kan deurkom, sodat mense dit kan ervaar. Amen. En toe hy lig gevra het, met ander die gevangene het gesê, ek soek 'n lig want ek wil sien wat nou hier aangaan. Dit lyk vir my onbekend nou wat hier aangaan. Spring hy na binne en vat en val bewend, en val bewend voor Paulus en Silas neer en hy het hulle na buite gebring en gesê, menere, wat moet ek doen om gered te word? Wat moet ek doen? Hierdie ou ervaar die grootheid van God. Hy sien die krag van God. Hy het gesien die fondamente van hierdie gevangenis het geskit. Die hekke het oopgegaan, die boei het afgeval. Hy sien hierdie wonderwerke gebeur voor sy aangesig. En hy kom en hy na Paulus toe. Hy sê, meneer, wat moet ek doen? Wat moet ek doen? Moet ek 'n geleerdheid eers gaan haal? Moet ek eers 'n pastoor word? Moet ek eers 'n belydenis doen? Moet ek eers 10 boeke lees? Moet ek eers dat doen? Jy sien, want baie keer ons as kinders van die Here wil hê jy moet eers deur al hierdie groot goed gaan voor jy by God uitkom.
En hoor wat sê Paulus. Hy vra, meneer, wat moet ek doen om gered te word? Met andere, om soos julle te wees. Om God te ervaar. Om God in my hart te kry. En hoor wat sê hy. Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus. En jy sal gered word. Amen. Dadelik. Geloof bring redding. Wanneer jy geloof bring, wanneer jy in geloof staan, wanneer jy vir die Here sê, Here, ek neem U aan, is jy gered. Amen. God kom nie eers en sê, maar hoor jy moet nou al hierdie dinge doen, want weet jy wanneer jy gered is, gaan jy outomaties hierdie goed wil begin doen. Jy gaan outomaties die Bybel begin vat en lees. Jy gaan outomaties begin bid. Jy gaan outomaties begin loof en prys. Want dis die nature wanneer jy geloof het en wanneer jy gered word. As ek en jy nie daar is nie, het ek en jy 'n probleem. As ek en jy nie ons Bybel lees nie en ons sê ons is kind van die Here, dan lieg ons vir onsself. Amen. As jy 'n verhouding met iemand het, dan spandeer jy tyd met daai persoon. As jy 'n verhouding met God het, spandeer jy tyd met God. Nie net wanneer ek en jy iets by God wil hê nie, maar omdat ons lief is vir hom. Amen. Omdat hy God almagtig is. En ek is vanoggend opgewonde oor dit. Ek gaan dit weer lees. Meneer, wat moet ek doen om gered te word? Vers 31. Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus. Moenie glo in wat jy gesien het nou vir my en Silas nie. Glo in Jesus Christus. Hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Amen. Hy is die een wat verlossing bring. Hy is die een wat die prys betaal het. Hy sê en jy sal gered word. Hy sê jy en jou huisgesin. Jy sien jy kan instaan vir jou huisgesin. Hoekom sê hy jy en jou huisgesin? Want die manier wat hierdie wag teruggaan en die opgewonde wat hy in sy hart het en die blyskap en die vrede wat hy in sy hart gaan hê en die verandering wat hy in sy lewe het, gaan 'n verandering in sy huisgesin bring. Amen. Jy en ek kan nie die Here dien sonder om te verander nie. Wanneer ek en jy die Here verdien, verander ons binne in ons hart. Jy sien, want dit is verandering nie in ons vlees nie, dit is verandering in ons gees. Hy sê, God sê, aanbid my in gees en waarheid. Gees en waarheid. Jy sien, deesdae en ons almal was deur dit en gaan deur dit en al daai goed. Maar baie keer in die kerke sit ons almal en ons lig daai Afrikaanse liedjie wat ons sing is vir my een van die lekkerste liedjies om te sing. Maar dan sit ons hef jou hande hoog en ons sing die woorde, maar as nie maak my oë toe en sê Here, ek hef my hande op na U nie. Ek wil net U aanbid vanoggend. Jy sien ons sing die liedjie net om gesing te word. Maar ons moet ons inleef in hierdie liedjies. Ons moet ons inleef om te sê, Here, ek hef my hande op. En wanneer jy hande oplig, dan moet jy God ervaar hier voor jou. En jy moet sê, Here, ek lig my hande op na U. Want waardig is U. Jy sien, wanneer jy 'n liedjie sing, kan jy bid ook. Jy hoef nie die liedjie net te sing nie. Jy kan bid, jy kan 'n bietjie luister en 'n bietjie bid en gister toe ons kom ons van Pretoria af. Ons het iets gaan doen daarso. En nou sê kinders ook saam in die busie en goeders. En nou sing hulle 'n liedjie. En hulle sing dit met so opwinding in hulle hart en hulle gees en met hulle lyf en hulle sing dit met alles. Hulle wat is daai een liedjie? Daai liedjie wat hulle so gesing het. Toe Tammy haar kop so skud. Papaya. En later dan is ek ook hierso met my kop. Want dit is aansteeklik.
Ek en jy moet God dien en die ou langshow aansteek om ook te sê, Here, maar U is almagtig. Hoekom gebeur dit dan? Om unity te kry sodat God kan werk, want God sê, wat 2 of meer my naam saamstem, waar unity is, kom God en hy doen hierdie wonderwerke in ons lewens. Amen. Waar jy man en vrou saamstem. Man, al is jou kind in die Kaap, ek gee nie om nie, al is hy in oorsee. God sê jy en jou huisgesin. Hy sê vir die wag, jy en jou huisgesin. Hy sê nie jou huisgesin gaan hier my bril nou gebreek. Ek het so hard gedruk. Hy sê jy en jou huisgesin. Jy, as jy God in jou het jy die krag van God. En wanneer jy bid, en jy bid in die naam van Jesus Christus, dan moet elke knie buig en elke tong bely. Amen. So die omstandighede in jou familie moet verander. Want jou woorde dra krag. Maar Here, ek weet nie of my seun of my dogter ooit sal regkom nie. Jy spreek dood oor jou eie familie. Waar jy kom en sê, Here, ek lê hulle by U voete neer. Ek wil net kom en ek wil intree vir hulle lewe, die omstandighede. Ek wil kom, Here, vanoggend en laat U by hulle stil staan. Nie jy nie, nie jou mond nie, nie op die telefoon klim en van 'n kant af trap nie, uittrap nie, maar dat jy stil raak en sê, Here, weet jy wat, ek sit hulle by U voete neer. Amen. As jy my bril afval, is dit pastoor Susan se skuld. Hy sê glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Psalm 96 vers 8 en 9. Lees hom vir my in Engels asseblief. Give to the Lord the glory due his name. Bring an offering and come before him into his courts. O worship the Lord in the beauty of holiness. Tremble before and reverently fear him, all Okay, the lees, earth. ekskuus. Lees hy trembling in? Tremble before and reverentially fear him. Wat sê hy daar? Ons kom in sy korting en ons moet besef, trembling bedoel eintlik vir my nie bewend en bang en goed nie. Ons moet besef hy is God. Baie keer kom ons in sy teenwoordigheid in en ons dink hy is ons chommy en hy's dit en dat. Ons moet besef hy's God. Ons moet nog steeds daai vrees hê, nie bang nie, vrees dat hy God is. En ons moet respekteer, met respek met hom praat. Want hy's God almagtig. Hy's God almagtig. Lees? Is dit klaar? Psalm 93, 95, ekskuus. Hy sê laat ons sy aangesig tegemoet gaan met lofsange hom toejuig. En al hierdie kom met Psalm uit en as gaan kyk, koning Dawid was 'n man na aan God se hart. Amen. Koning Dawid was 'n man so na aan God se hart. Hoekom? Hy het gesien wat maak God bly? Wat maak God opgewonde? Hy het die sleutel ervaar om in die teenwoordigheid van God in te beweeg. Om deur die hek te gaan in die Allerhoogste in, is om God te loof en prys, God eer te gee, God eerste te stel.
Ja, en koning Dawid het nonsens aangejaag in sy lewe ook. Maar God het nog steeds gesê, jy's 'n man na in my hart. Want jy sien, hy het 'n verhouding met God gehad. Hy het God geloof en prys. Hy het gedans voor die ark. Sy vrou het gesê hy's mal. Maar jy sien, hy het nie geworry wat mense sê nie. Hy het gesê, God, ek wil U dien. Ek wil U eer. Ek wil U loof en prys. Ek wil 'n verhouding met U hê, Here. Ek wil net in U teenwoordigheid wees. En ek sluit met dit af. As ek en jy nie deur die hek gaan nie, dan sal ek en jy nooit in die teenwoordigheid van God in beweeg nie. Dis hoekom hy die gordyn geskeur het. Was dit van onder na bo, van bo na onder? Daar sê. Het julle al 'n gordyn gesien wat skeur van bo na onder? Dis normaal was skeur hy van onder na bo toe. Maar as ek en jy nie deur daai hek gaan nie, as ek en jy nie daai besluit geneem het om te sê, Here, ek wil deur hierdie hek gaan. Ek wil nie meer buitekant staan nie. Ek wil my verhouding regkry met U. Sien wanneer ek en jy ons verhouding reg het, gebeur baie goed. Dan kom God en hy skud die fondasie van die huis waar jy bly. En hoor mooi wat ek, terwyl ek hier sit, wys die Here dit vir my. En wanneer hy in jou huis kom en hy skud jou fondasie van jou huis, skud hy dit wat nie dan moet wees nie. En hulle vlug. Amen. Dit wat nie dan moet wees nie. En hulle vlug. Ons het in 'n gewoonte gekom wanneer ons bouers het of wat ook al mense wat daar werk en hulle het klaar gewerk, dan loop ons om die plot en ons salf die plek weer en ons klim dit weer terug, want jy weet as hulle kom werk en goed, jy weet mos mense doen snaakse goed. Maar ons kom dit wat die Here vir ons sê, waar ons voet neersit en waar ons dit salf, sal dit gesalf wees. Want jy is die anointed van God. Is jy die anointed van God? Is jy vanoggend daai kant van die hek of is jy die kant van die hek? Is jy vanoggend naby God of is jy nog die hek sukkel om oop te gaan? Jy sien die hek, wanneer jy aankom, dan maak die hek al klaar outomaties vir jou oop. As jy die wil van die Here is. Amen. En dan kom jy en jy kom dadelik in daai danksegging en praise and worship en al die goedjies in. Want jou verhouding met God is reg. Jou verhouding met God is reg. Ek en jy kan nie 'n dag of 'n minuut of 'n uur sonder God wees nie. God moet altyd in ons hart wees. Amen. En dit is moeilik, maar kom ons werk daarna toe en jy sal sien elke omstandighede, probleme wat jy het, sal in plek val in jou lewe. Want God sê, en hoor mooi, ek sluit af, God sê in sy woord, as ek vir jou is, wie kan teen jou wees? As ek vir jou, God sê, nie ek nie, God sê, as hy vir jou is, wie kan teen jou wees? Wat se omstandighede kan teen jou wees? Elke knie sal buig voor die woord van God. Sien, wanneer ek en jy die woord van God spreek, het dit krag. In geloof. In geloof.
En ek wil hê vanoggend moet ons vir die Here vra, Here, laat ons bietjie meer praise en worship by ons huis en ons karre, waar ons beweeg. Laat ons regtig begin God loof en prys en worship. Jy kan in jou gedagte God prys en worship, mense. Jy hoef nie daar in die dorp te loop en sing nie. Jy kan as jy wil. As jy mooi stem het, kan jy dit doen. Maar jy kan dit in jou hart doen. So, wow, Here, weet jy wat? Jy is so awesome. Ek het jy so lief. Daar's niemand soos U nie. Wanneer laas het ons dit met die Here gedoen? Wanneer laas het jy net stil geword vir die Here? Wanneer laas het ek en jy net ons kinders geroep? As jy kom sit hier by ons, laat ons bietjie. Jou kinders het hulle eie kinders, so hulle doen baie keer hulle eie dinge by hulle eie huis en dis awesome. Maar wanneer laas het jy en jou vrou dan? Of jy en jou een wat naby jou bly? Net gesê, kom sit bietjie hier, sodat ons net die Here loof en prys. Of net stil raak vir die Here. Sien die TV en die Facebook en al daai goed, hou ons so gevas. Hou ons so vas dat ons nie tyd maak vir God nie. Want waar jy beweeg, dan sien jy die ouens is op Facebook en is op TikTok, dis 'n TikTok, wat is dit? TikTok. En al hierdie goed. Ons het al gesit en eet by 'n plek en sê ek vir pastoor, soos en kyk hier, die man en vrou sit oor mekaar en elkeen sit met sy foon en speel. 'n uur lank praat hulle die een woord met mekaar. Waarvoor jy kom eet? Sit by jou huis dan en eet brood en TikTok daarso. Nee, hulle het nie een woord vir mekaar gesê nie, onthou jy? Hoekom mors jy so baie geld aan om daar te gaan sit en video games speel of kinders speel dit, ou verstaan, kinders speel dit, maar wanneer tyd is vir die godsdiens, sit die goed neer, sit die TV af. Dit help nie lees Bybel en die TV blerre nie. Want jou gedagte is nou kort hierso op die TV. Kom ons begin ons verhouding. Kom ons gaan deur die hek op die regte manier na God toe. En sien die omstandighede verander in jou lewe. Amen. Okay. Kom ons staan. En ek wil hê as ek nou gaan bid, en jy hoef nie na my stem te luister nie, jy kan met die Here uit jou hart uit praat. Om te sê, Here, weet jy wat? Kom beweeg in my huis. Kom beweeg in my familie, kom beweeg in my omstandighede. Here, ek wil graag deur die hek na U toe kom. Met praise en worship wil ek kom en ek wil U aanbid. Want waardig is U vanoggend, Here, om geprys en worship te word. Moenie aan iets anders dink nou as ons bid nie. Dink aan, Here, weet jy wat? Ek wil U behaag. Ek wil U behaag vanoggend. Ek wil nader aan U beweeg. Ek wil U stem en ek wil U hartklop hoor. Ek wil net U ervaar vanoggend in my lewe. Jy kan nie op jou man of jou vrou se anointing ry nie. God sê, I anointed you. En jy kan nie vir jou vrou sê, okay, maar jy moet regkom nie. Dan maak jy, of jou man, maak julle meer negatief. Jy kan bid en sê, Here, weet jy wat? Werk bietjie met my man of my vrou, of werk met my, of waar al, staan stil met my kinders, of wat ook al jy het bid voor. Maar jy help nie, jy bel hulle en jy trap hulle van 'n kant af nie, jy verloor hulle. God sal die werk doen. God sê bid, Paulus het gebid, en God het die werk gedoen. Amen. Kom ons sluit ons oë.
Vader, ons sê weer eens net baie dankie vir die kosbare woord. Dankie Vader dat ons vanoggend kon hoor, Here, dat ons deur die hegtenis kom, Here, met opgewondenheid in ons hart, Here. 'n Lied in ons hart, Here, om U te kan loof en prys en U naam groot te maak. Vader, dat ons kan deurbeweeg in die allerhoogste toe, waar ons net kan sit, Here, in U teenwoordigheid. U heerlikheid, U vrede, U vreugde, Here, U liefde kan ervaar. Dat ons net vanoggend kan ervaar, Here Jesus, die drome wat U oor ons het. Waar U woord sê, Here, U weet wat 'n gedagtes U oor ons koester. Dat ons dit sal ervaar, Here, vanoggend, die drome wat U oor ons lewens het. En Here Jesus, dat ons dit sal uitleef. Dat ons sal sê, Here, help ons om daar te kom. Om die struikelblokke weg te neem, Vader. Soos Paulus hulle in die tronk was, waar ons loof en prys, Here, dan sal hierdie struikelblokke van self uit die pad uit beweeg. U sal hulle uit vir ons weg beweeg, Here. Sodat ons kan gaan, Here, waar U ons wil hê. Ons dankie vanoggend dat ons, terwyl ons stil raak, Here, dat ons die mense waarvoor ons lief is, ons familie, ons vriende, die kerkemense, Here, dat ons volgende net na U toe kan bring, Here, onsself. Sê, Here, hier is ons. Maak soos U wil vanoggend, Here. Laat U wil geskied in elkeen van ons se lewe vanoggend. Ons kinders, Here, dankie dat jy vanoggend by hulle stil staan. Dat U vanoggend, Here, met hulle praat. Dat U vanoggend, Here, ons gebede hoor en Here, dat U vanoggend, terwyl ons bid, Here, die fondasie sal skud. En dat almal se oë sal oopgaan vanoggend om te sê, ja, U is die weg, U is die waarheid en U is die lewe. En elkeen weer dit desire in sy hart sal kry om te sê, Here, ek kies U. Ek kies die lewe. Ons kom vanoggend, Here, en ons wil net vir U sê, ons is baie lief vir U. En ons kom en ons bely vanoggend, Here, daar is niemand soos U nie. En ons loof en ons prys U vanoggend, Vader, vir wie U is. Dankie vir hierdie awesome boodskap, Vader, wat U vir ons gegee het. Dankie vir die prys en worship wat ons kon prys en worship. Dankie vir hierdie dag, Here, wat U vir ons gee. Nog 'n dag in ons lewens, dat ons dit sal geniet, Here. Dat ons die mooiheid sal ervaar. En nie net negativiteit sal ervaar nie. Maar Here, dat ons U sal ervaar in hierdie dag. En die skepping, Here, wanneer ons uitkyk na buite, die skepping kan geniet, Here, dit wat U vir ons geskep het. Dat ons dit kan geniet in die naam van Jesus. Ons loof en ons prys U daarvoor, Here. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. So gaan hierdie week en begin deur die hek gaan na ons Vader toe. Amen. Geniet die week, hoor.